Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U, Here, is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Amen. Genade vir jou en vrede van God onze Vader deur Jesus Christus die Here, vermenigvuldig deur die werking van sy Gees in elkeen se hart. Amen. Ons sing vanmôre 'n loflied oor Jesus ons redder, ons verlosser, die een wat ons so innig liefhet. Sing saam met hierdie Kaapse koor, laat ons sing. O Heilige Gees, Here, U wat lewend maak, oorwin die doodsheid in ons harte, in ons denke, in ons lewe, en gee vir ons 'n nuwe lewe. Here, die dood is rondom ons, en dikwels ook nog in ons. Kom herskep my tot nuwe lewe. So Gees van God wat lewend maak, U wat permanent in my bly, werk nie net in my nie, maar ook deur my.
Fluister ook vandag deur u woord die lewende en kragtige evangelie in my ore en stuur my daarmee in die wêreld in wat so dood en vol elende is. En Here, maak my ore en oë oop dat mense u heerlikheid kan sien en ek dit self kan sien. O Gees van God, u wat u kerk versamel, bou, lei, maak ons sigbaar as een heilige, algemene, Christelike gemeenskap wat getrou is aan die waarheid. Maak ons 'n gemeenskap, Here, wat u liefde uitstraal. Maak ons 'n gemeenskap wat barmhartig en genadig is met ons medemens. Maak ons 'n gemeenskap wat die liefde uitleef. Gees van God wat in ons woon, hou ons vas, dat ons nie moed verloor en veral nie kop verloor in hierdie tyd van verdrukking nie. Gee ons hoop. Wil u vanoggend deur u woord ons in die geloof aanmoedig en versterk, sodat ons werklike, aktiewe, lewende getuies vir u kan wees. Ja, dat ons lewens sal borrel soos 'n fontein. Amen. Ons was 4 kinders. Ek was die oudste. Arm groot geword in Ekoa. Daai tyd met die naam Elliot. Ek sien deesdae sy Ekoa op die TV se weerkaart. 'n Koue plek, een van die koudste plekke in die winter. Nou ons het hoofsaaklik net ons eie omgewing geken nie. Die bekende dorp, die skool, die koshuis, die mense. En natuurlik so bietjie van die naburige dorpe soos Jugie, Maclear, Bakley Oos en Dordrecht, waar ons 1 keer per jaar gekom het met die skoolbus om daar rugby en of netbal te gaan speel. Die res van die wêreld het nie regtig vir my bestaan nie. Behalwe miskien nog Oos-London, wat baie ver was, waar ons 2 of 3 keer in ons lewe gekom het, want dit was 3 na 4 ure se ry op die grondpad. En Queenstown, vandag bekend as Komani, waardeur ons soms gery het om by my ma se broer in Craddock te gaan kuier. Iets wat maar min gebeur het, want ons kon dit nie regtig bekostig nie. En toe besluit my pa en my ma eendag, dat hulle ons 4 kinders Kaap toe wil vat. Jy weet, daar waar die reiger, die tyger en die Titanic in 1652 geland het. En julle, dit was 'n groot ding, die Kaap toe gaan ry. Ek meen, die Kaap is 'n plek waarvan jy net in die geskiedenis en aardrykskundeboeke gehoor het, en as jy nou daar was, net, dan was jy baie spesiaal. Dit het punte getel. Ek meen, dan het ouens na jou geluister. Skielik het hulle jou raak gesien. Nou met so 'n baby blue 1300 Datsun bakkie het die reis begin daar in Elliot. Opgewonde. Eers in Queenstown gestop om 'n seiltjie op die bakkie te sit. Nie 'n canopy nie, ek weet nie of daar daardie tyd canopies bestaan het nie. Maar hulle moes 'n staalstruktuur amper so stralies op die bakkie vasbou en dan's haar 'n seil oorgetrek. Sterk plasties, hy het ook so geryk. Met 'n deursigtige plastiese ruit aan die 2 kante, links en regs. En dan die voorkant, waar die bakkie se agterruit is, en ook dan heel agter, nee. Nou die agterste kant van die seiltjie kon oprol, dat jy kan sien. Die seiltjie se doel, nou natuurlik om ons 4 kinders te beskerm teen die son en die wind. Want ons moes natuurlik agter op die bak sit. En as dit reën, kon ons daarom ook droog bly. Nou dit was nou 'n lekker bederf, die tentjie. Ons het dit die tentjie genoem. Ons het elkeen ons sitplek of lêplek agter in die tentjie gekry en die windlose, sonlose rit geniet, nee. Dit was die eerste keer in ons lewe wat dit so was. En natuurlik kon ons nie met pa en ma praat nie. Die enigste manier om met hulle te kommunikeer was deur die plastiek venster. Jy moes maar aan die agterruit klop. Nou ons eerste trek met die tentjie op was dit op Craddock, waar ons oorgeslaap het by my ma se broer om Willem en sy vrou Tannie Harriet. Dit was lekker. Die speel saam met die klompie neefies en niggies en natuurlik by ons 4 die opgewondenheid waaroor ons net nie kon stil bly nie. Ons is op pad Kaap toe. Ek meen ons is op pad Kaap toe, so met trots gesê. Pa se broer Flip het daar gebly nie. Vroeg die volgende môre is ons op, nie dat ons veel geslaap het die nag nie. Ons het padkos is gemaak, die koffie is gedrink, die bagasie is gepak. Dit was nog donker toe ons vertrek. Die Kaap was ver, baie ver. Omtrent 900 km en glo dit, die spoedgrens wat daar het 80 km/h. Met ander woorde 'n hele dagreis. En pa wou in die Kaap wees voor die donker ons vang, nie? En ons het gery oor berge, deur dale en uiteindelik teen sonsopkoms trek ons in Graafrenet in. Stop vir brandstof. Ons klim nie eens uit nie, want ons is nog half deur die slaap agter in die bakkie. En dan word die pad verder gevat. En langs die pad word daar gestop vir ontbyt. Pa
Hoe ver is dit nog? Nee jong, baie ver. Ons ry. Die agterste flappie van die seil is oop dat ons kan sien. En ons ry. En later begin dit 120 raak. Dis al 'n plat wêreld die sien ek. Geen gras nie, net bossies. Nie eens een rivier nie, want waar ek vandaan kom, is dit berge by Elliot en grasveld en riviere. Hier anders. Dis grond en bossies. Dan kom ons in Beaufort Wes aan. Pa, hoe ver is dit nog? Jong, seker so halfpad nou. Dis 'n hele entjie, die Kaap is ver. Maar hoe moet ons is goed op pad. Die langste trek is nou die 3 dae duisternispad, nee. Dis nou soos my pa dit genoem het tussen Beaufort Wes en Laingsburg, 3 dae duisternis. Dis 3 ure se ry teen 80 km/h. Halfpad Laingsburg toe begin ons vier nou kriewelrig raak onder mekaar, nee. Dis my plek, vat weg jou voete, moenie aan my raak nie. Skuif op. Hier en daar vlieg 'n plattand of 'n vleishou op die boarm of been, nee. Dan klop ons teen die ruit. Pa stop onmiddellik. Wat's fout? Pa, hoe ver is dit nog? En sussie wil nie soen toe skuif nie. Pa praat hard en duidelik met ons. Julle moet nie so beklei nie. Ek draai sommer om en gaan terug huis toe. Gedra julle. Stilte. Omdraai wil ons nie. Kaap toe wil ons. Maar ai, dis so ver. En almal begin mekaar daar agter in daardie bakkie irriteer. En alles begin irriteer. Selfs die seiltjie wat ons beskerm het teen die son en die wind, is nie meer goed genoeg nie, want die ding flap hier teen die tralies en dit raas. Jy kan die ander een hoor nie, en die bakkie raas en die brandstofdampe kom by die tailgate en agter sommer net. Weet, dit raak al slegter. En so af en toe, as ons dit nou nie meer kan hou nie, dan klop ons aan die ruit. Net om 'n draaitjie te loop. Nou pa hou natuurlik nie dadelik stil nie. Hy soek eers 'n boom of 'n bos waar dit veilig is, nê? En elke keer as ons nou gestop het, dan vra ons, pa, hoe ver is ons al? Ek dink my ma moes al regtig op hulle tande begin byt het vir hierdie 4 bloetjies hier agter in die tentjie. En toe ons nou weer stil hou en die gemoedere al so hoog loop dat niemand eintlik waag om 'n woord te sê nie, laat pa ons almal uitklim. Nou wonder ons. Hy draai om en wys, hy sê, sien julle daar die berg daarvoor? Ja pa, as ons op daai berg is, en oor daai berg is, dan sal julle die Kaap sien, dan is ons daar. Ons glo vir pa, hy weet alles. Ons klim weer almal in, ons begin weer ry. Nou is dit so klein bietjie anders, want skielik het die reis 'n nuwe kleur begin kry, ons sit in afwagting. Kilometer na kilometer, loer hier uit, loer daar uit, want ons is nou daar. Dit vat lank, maar ons kan daarom sien die berg kom nader. Dis laatmiddag, die son trek water. En dan begin ons die berg klim. Ons kyk rond, ons oë soek. Om elke draai kyk ons, is ons nie nou al bo nie. Nie die draai nie, nie daai draai nie, nog een. En ons klim al hoër op en op teen die berg. En dan skielik is ons bo. Pa hou stil. Al 4 van ons bondel gelyktydig agter uit die bakke uit om te sien. En so waar, daar lê die groote Kaap uitgestrek voor ons. En ons sien Tafelberg en huise en damme en wingerde. Alles waarvan ons tot hiertoe net gehoor het. Skielik is ons hier, ons sien dit, dis hier by ons. Wat 'n oomblik. En elkeen dink, drink hierdie oomblik, nee. Die een wys hier, die ander een wys daar. Kyk hier, kyk daar. Ons laaste koppie tee word gedrink. Dis nog so 'n uur se ry tot in Durbanville. Maar daardie uur moet ek vir u sê, flits soos 'n sekonde verby. Skielik is die irritasies weg. Ons vra nie meer hoe ver nie. Ja, ons praat oor Tafelberg en die kasteel en Groot Constantia en Houtbaai en die parade ensovoorts. En ja, die Kaap was mooi. En ons het toe alles gesien waarvan ons voorheen net gehoor het, ander praat en vertel. Ons het ons eie voete op die wonderlike Tafelberg gesit via die sweerspoor. Ons was in Adam Tasse gat daar in die kasteel. Ons was op die parade met al die blomme. Ons was op die wynplaas van Simon van der Stel, Constantia, Groot Constantia.
Die nuwe wêreld waarvan ons so gedroom het ons skielik gesien en dit het ons wildste drome oortref. En terwyl ons daar in die Kaap van die een plek na die ander gery het, na die besienswaardighede, het ons nooit weer gevra, "Pa, hoe ver is dit nog nie?" En toe breek die dag aan dat ons klaar gekuier het en ons moet terugdraai. Treurig. Jong, hier wil ons eintlik nog 'n rukkie bly. Kinders van die Here, ons is op reis na die nuwe Jerusalem, Kaapstad toe. 'n plek waar ons nog nooit was nie, die ewige lewe waarvan ons nog net gehoor het hoe mooi en hoe spesiaal dit daar is. Ek meen, strate van goud en sonder potholes, kan jy nou dink, en 'n groot rivier vol water wat in die middel van die stad loop, daar's nie watertekort nie. Ons is op pad. Ja, jou reis na die hemel, na die hemelstad, het begin toe jou hemelse Vader sy seun na jou toe gestuur het en jou deur die krag van sy gees gered het. En sy gees het jou op hierdie nuwe reis begin begelei. En opgewonde het ons almal daar begin. Nou jy na jou bekering was alles so nuut, so vol lewe, so vol kleur. Ek is seker almal moes weet. Jy het gepraat en vertel en gebabbel en gejubel en oorgekook. Alles was so spesiaal. Jou kerk was spesiaal, die eredienste, die dominee, die bidheer, die ouderlinge, die diakens, die bazaar, die nagmaal, almal saam op 'n wonderlike reis. En diep in jou hart was hierdie bruising om op pad te wees na Jesus in die nuwe Jerusalem. En soos die reis vorder, het die reis natuurlik sy tol begin eis, dis ver. Jy raak moeg, uitgeput. Pa, hoe ver is dit nog? Nou is dit nie meer so lekker nie, jy begin kla en mor. Nee, ons wil nie omdraai nie, ons wil nog steeds Kaap, ons wil nog steeds in die nuwe hemel kom, maar ons verloor moed, dit raak te veel. Here, hoe lank nog? Ons weet nie hoe lank ons nog kan uithou nie, Here. COVID-19, Here, dit raak nou te erg hier op Uitenhaag. En die droogte, Here, ons water raak op, ons kan dit nie meer hou nie. Die politiek nie, die staatskaping, die werkloosheid, die misdaad, en dan nog bo alles die lockdown. Ek kan nie my geliefdes besoek nie. Of my ouers by die ouer huis, of my kind wat verjaar, of my pa en ma in die hospitaal nie. Here, ek kan nie eens my ma se begrafnis bywoon nie. Here, my kinders, ek weet nie hoe die skoolding meer mooi werk nie, dan sy oop, dan sy toe. En Here, my oudste moet volgende jaar universiteit toe. Hy's nou in die skool, maar wat gaan ons maak? Wanneer maak die jaar klaar? Wanneer kry ons punte? My geld is op. My hoop raak min. Ja, en ons sug. Hoor ons as ons sug, o Here, dit raak nou net te veel. En ons weet nie of ons meer kans sien vir hierdie rit nie. Ek wil jou vanoggend bemoedig uit die woord van God. Elkeen wat agter in sy tentjie sit en wonder, waar is die Kaap en hoe ver is dit nou nog? In Romeine 8 vers 15 tot 17 lees ons die volgende. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ja, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Jy kan jou hemelse Pa vertrou, hy is met jou op pad Kaap toe, hemel toe. Dis jou erfporsie, dis beloof, dit staan vas, dis gewaarborg deur die bloed van Jesus en deur die werk van sy Gees in ons lewe. Vanoggend, wanneer jy die teken van die brood en die wyn, Jesus se liggaam en sy bloed in jou hande neem, hier staan hulle, en ek hoop jy dit by jou huis reg, weet dan, dit is die waarheid. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, sê Paulus, nie opweeg teen die heerlikheid, wat God vir ons in die toekoms laat aanbreek nie. Die ewige lewe, die Kaap is ongelooflik. Hou moed. Ja, sien jy daai berg? Het Pa gevra. As ons daar is, sal jy die Kaap sien, dan is ons naby. Jesus sê, sien jy die tekens van die tye? Sien jy die berge? Sien jy die swaarkry, die misleiding, die oorloë? Die een nasie wat teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, aardbewings,
hongersnood, mishandeling, haat, afvalligheid, lyding, verraad teen mekaar, liefdeloosheid, selfsug, minagting van die wet, bandeloosheid, wreedheid. Sien jy dit? Daai berge, roekeloosheid, hooghartigheid, eerder liefde vir genot as liefde vir God. Sien jy al die skyngodsdienst? Sien jy die berge? Wil jou herinner, dis nie meer lank nie, dan is ons bo. Ek waarborg jou. Jy kan by jou pa glo. Waag dit maar, hy weet alles. Die hemel is nie meer ver nie. Hou moed. Hou aan my vas, sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal opstaan en lewe. Nou net vir ingeval jy sê, nou raak ek te swak, jou Here. Ek kan nie meer vashou nie, wat dan? Dan raai Jesus jou aanbid. En al die gelowiges raai jou aanbid. En weet jy wat? Jy's nie alleen nie. God weet van jou worsteling. Hy weet van jou onsekerheid. Hy weet dat jy sug en dat jy soms bang raak en gespanne raak. Hy weet dat jy moed verloor. Hy weet van jou. Hy hoor jou as jy vra en soebat en smeek. Hy hoor jou klag. Hoe ver nog? Wanneer? En hy draai nooit sy rug op jou nie. Klop aan die venster. Klop aan die venster. Dat pa kan hoor. Ek lees in Romeine 8 vers 26 tot 28 die volgende. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, wat deur alles kyk en weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit, die Gees, volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat volgens sy besluit geroep is. Waag dit om te glo. Is jy bereid om jou hartse vensters vandag oop te maak, jou lewe oop te gooi en weer te begin leef? Is jy bereid om God op sy woord te neem en om vertrou dat hy met jou in die toekoms instap na die ewigheid het, dat hy alles in sy hand het? Hy weet waar's die Kaap. Dis ons, ek, bereid om soos Jeremia van ouds aan God vas te hou in die slegste tye. Is ek bereid om soos Jesegiel God se Gees in my lewe toe te laat, sodat daar weer nuwe lewe kan kom, nuwe krag. Dan nooi ek jou om saam met my vanoggend die brood en die wyn te neem. Die sigbare tekens wat my optel en my motiveer om my reis voort te sit. En ek wil nou graag vir Doreen saamnooi dat sy saam met ons aansit aan tafel en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Die brood wat ek het, is die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo. Hy het al jou sondes op hom geneem. Hy lei jou na die hemel. Die wyn is die bloed van Jesus. Neem dit, drink dit en dink daaraan dat hy sy lewe afgelê het tot 'n volkomme versoening vir al jou sondes en dat hy by jou is en by jou sal wees tot die volëinding van hierdie aarde. Nou kan jy jou reis in sy teenwoordigheid voortsit. En ek wil amper soos daardie lied ons herinner, waak Christen, staan in die geloof, dat niks en niemand jou die kroon ontroof. Ek sluit af. Navorsing bewys dat 70% van alle jong mense in Suid-Afrika sukkel om met hoop te leef. Hulle rede, hulle sê dis die voorbeeld wat ons ouers vir ons stel. Want ons ouers kla en kla en kla. Kom ons hoor dit, as die jong mense sê, die voorbeeld wat ouers gee, is nie altyd 'n voorbeeld van hoop nie.
Julle wat glo, wees 'n voorbeeld. Bemoedig. Wys jou kinders en sê, dis nie meer ver nie. Sien jy die berg? As ons dit geklim het tot bo, dan is ons in die Kaap, dan is ons in die hemel. Ja, en ons gaan sukkel daarmee. Ons gaan sug, maar dis nie die einde nie. Die Here sal voorsien. Ons is op pad na die hemelstad. Ou Joe Black sing dat ons weer die hoop moet terugbring. Kom ons hoor dit. Kom ons doen dit. Ons het mos die ware hoop ontvang. Die hoop geskryf in Jesus. Kom ons doen dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra dat ons nou ons geloof bely in God Drie-enig en ons doen dit in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, ja, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Ons sluit nou af met Koos Du Plessis se liedjie, Vonk 243, daar's 2 verse, jy kan dit gerus saam sing. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou
om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, van nou af, tot in ewigheid. Amen. Nader my God by U, steeds naderby. Alles daar ook 'n kruis nodig vir my. Dan sal my lied nog bly nader my God by U, nader my God by U,